Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat die Here vir ons uitgespaar het, dat die Here vir ons nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons met groot wysheid en insig sal seën, terwyl ons vanmôre sal aangaan met ons reeksie wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ons is tans besig met hierdie baie aktuele en baie besondere tema wat handel oor selfoonverslawing. En ons probeer vir u wyse raad gee vanuit die woord van die Here om dan ook in hierdie saak God te verheerlik. Ek het vir u gesê, dis nie 'n sonde om 'n selfoon te besit nie, en die Bybel sê nie, jy mag nie 'n selfoon besit nie. Ek het vir u gesê, ons is nie belaglik nie, maar ons het nodig om Bybelse beginsels toe te pas, ook in die gebruik van ons selfoon. Ek het vir u gesê, die Here sê vir ons, dat ons dae so moet leer tel, dat ons 'n wyse hart sal bekom. Ek het vir u gesê, die Bybel sê, koop die tyd uit, omdat die dae boos is, en dit is waar ons probleem begin, is wanneer ons tyd verwyl met onnodige dinge, soos om op 'n selfoon vir 'n uur of 2 of 3 ure te wees, en na die tyd eintlik niks konstruktiefs gedoen het nie. En daarom het ek vir u gesê, het ons nodig om te kyk na Bybelse beginsels, want die Bybel sê vir my, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. 'n Kind van die Here kan ook 'n selfoon gebruik, maar hy moet dit gebruik ten goeie, en ook so om deur die gebruik daarvan God te verheerlik. En ek het vir u gesê, vriende, daar is geweldig baie dinge in ons lewens waarna ons moet kyk, en ons het gister 'n bietjie gepraat oor hoe weet of kan ek bepaal dat ek 'n probleem het wanneer dit kom by die selfoon. Wanneer ek begin sondig, mense noem dit, die wêreld noem dit selfoonverslawing, maar dit is eintlik maar die sondige misbruik van my tyd, en ek gaan daarvoor rekenskap voor die Here gee. So ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na so 'n paar gedagtes of stappe wat ek kan neem om hierdie selfoonverslawing dan te oorkom, of dan meer met wysheid die tyd te spandeer, wat die Here my gee, en ook wat die selfoon aanbetref. Nou vriende, die eerste gedagte wat ek onder die aandag wil bring is, om vir jou daaglikse skermtyd vas te stel. Wat bedoel ek daarby? Ek dink dit is belangrik dat ons die selfoon nie ons lewens sal laat oorheers nie. Ek het dit al baie in boodskappe gesê, om geld te besit is nie 'n sonde nie, maar as geld my besit, dan raak dit 'n sonde. Dieselfde met 'n selfoon. Dis nie 'n sonde om 'n selfoon te besit nie, maar as 'n selfoon my lewe oorneem, is dit 'n sonde voor die Here, want die Here gee my elke oomblik van elke dag, en ek moet dit met wysheid spandeer om die Here dan ook te verheerlik. Daarom vriende, moet ek my selfoon gebruik dienooreenkomstig, en my selfoon kan nie my lewe beheer nie. En dit is noodsaaklik dat ek gedissiplineer sal wees in my skermtyd, in die tyd wat ek spandeer met of op die selfoon. Vriende, daar is baie raad wat ek kan gee, maar die kort en die lank is, as jy nie jou selfoon gebruik vir jou besigheid nie, as jou selfoon nie iets is wat jy by jou moet dra om besigheid mee te doen nie, wil ek jou vra dat jy jou tyd sal beperk op jou selfoon. Het sy in die oggend vir 'n halfuur of 'n uur, en in die aand miskien vir 'n halfuur of 'n uur, doen dan, antwoord die boodskappe, as daar oproepe kom via die selfoon, antwoord jou oproepe dan, maar ek vra jou om jou skermtyd te beperk. Moenie gaan sit en, soos ons reeds gepraat het, vriende, sinnelose tydverdrywing deur rond te speel op sekere van die sosiale blaaie op die selfoon nie. Dinge soos Instagram of Facebook of TikTok of wat ook al nie. Dis noodsaaklik om vir my 'n skermtyd vas te stel, selfs vir u wat u selfoon gebruik vir besigheid, om ook u tyd op u selfoon te beperk. Onthou, hy kan baie gou jou lewe oorheers, jou tyd met jou familie, jou tyd met jou vriende, die tyd wat jy met jou kollegas spandeer, kerkmense spandeer, gesinslede spandeer, en daarom is dit belangrik. En dan wanneer jy jou selfoon een kan skuif, vra ek jou, moenie die TV se afstandbeheer nader trek, of jou skootrekenaar, of een of ander van die ander tegnologiese hulpmiddele nie. Dis noodsaaklik om werklik te sê, ek wil my tyd spandeer om God te verheerlik. Die Here sê, koop die tyd uit om die dae boos is, en Here, ek wil my skermtyd vasstel, of dit nou my selfoon, of dit nou my skootrekenaar is, of dit nou my tablet is, wat ook al, Here, ek wil u daarin verheerlik. Die tweede gedagte is, verwyder gedagtelose blaai-apps. Nou wat bedoel ek daarby? Vriende, die meeste van ons, as ons selfone oopmaak, is daar sekere van hierdie apps wat op ons foon verskyn. Dinge soos Facebook of Instagram of TikTok of YouTube en vele andere. So wat is die raad wat ek u wil gee? Is om hierdie goed van u 'n skerm te verwyder wanneer u u foon oopmaak. Dan gaan ek u nie versoek om, wanneer u oopmaak, miskien te sien daar's 3 of 4 landsaan, en jy dink, okay, daar's 'n paar boodskapies, of ek moet gou na hierdie een gaan kyk, of daai een gaan kyk, en as jou oë uitvee, 'n uur verby gegaan nie. Ek dink is belangrik, vriende, om ook so met wysheid hierdie oopmaakskerm van jou te bestuur,
sodat hierdie dinge nie dadelik sigbaar is nie, en jy nie dadelik daarna toe gaan nie. En onnodige tyd verwyl, terwyl jy deur dit blaai, en na sekere dinge kyk nie. Daarom verwyder gedagtelose blaai-apps, wat eintlik jou tyd vermors, en eintlik sinneloos is nie. 'n Volgende ene is om miskien my leitoon aan te hou, maar my SMS'e of my WhatsApp so te bestuur, dat dit nie heeltyd afgaan nie. Vriende, u weet hoe u u foon gebruik, u weet vir wat u u foon gebruik, u weet of u u foon vir besigheid gebruik, maar ek vra u dat u met wysheid sal omgaan oor die tyd wat u spandeer met u foon. Vriende, dit is so dat ons nie 24 ure 'n dag beskikbaar hoef te wees nie. Dis nie nodig dat ons alles op sosiale media moet navors nie. Ek het so daaraan gedink, vriende, dat ons beleef 'n tyd waar mense, lyk my, dink jy moet 24 ure 'n dag beskikbaar wees. En daarom vra ek jou, dat jy ook vir mense laat verstaan, dat daar sekere tye is wat jy nie by jou foon sal wees nie. Ek sê dikwels vir mense, ek kan nie my foon 24 ure 'n dag aanhou nie. En wanneer ek by 'n huisbesoek is, kan ek nie my foon antwoord en met iemand praat oor die selfoon terwyl ek 'n afspraak gemaak het met 'n ander persoon. Ek dink, u sal dit verstaan. Ek dink, u sal dieselfde vir my sê en dieselfde dan ook doen. Ek kan nie aan 'n etenstafel sit en 'n gesprek op my selfoon hê terwyl ek saam met my familie aandete eet of 'n middagete eet nie. Daarom is belangrik. Ek kan nie, vriende, in die voertuig ry en 'n WhatsApp antwoord of 'n SMS antwoord of een of ander ding op my selfoon doen nie. Daarom vra ek jou, bestuur hierdie dinge. Sit die foon bietjie van jou af weg. Sit hom miskien in 'n ander kamer. Sit hom miskien in jou kar. Probeer 'n uur of 3 of 4 of 5 sonder jou foon klaarkom. Vriende, die wêreld sal nie vergaan as jy jou foon nie dadelik antwoord nie. Luister, mense sê vir my, ja, maar wat van as daar 'n krisis gebeur? Ek is 27 jaar al in die bediening en glo my, daar was nog nooit 'n krisis in 27 jaar wat so erg is, dat as ek dit nie binne 2 of 3 minute geantwoord het, dat die wêreld in duie sou stort nie. Glo my, ek dink baie keer wil ons vir onsself dinge wys maak wat daar nie is nie. Daarom, as dit moontlik is, sit jou leitoon vir 'n ruk af, miskien jou SMS'e, miskien jou klank vir 'n ruk af, en sit jou foon een kant in 'n dag, en probeer so bietjie minder tyd aan ons spandeer. Ek sê vir u weer eens, as dit die manier is waar u besigheid doen en waar u met die buitewêreld kommunikeer, is dit 'n ander ding. Maar die meeste mense, en ek praat in besonder met die groot gros mense, wat nie 'n selfoon nodig het, heeldag nie, is juis hulle wat so baie tyd verwyl op hulle selfone. Ek het vir u gesê aan die begin, onthou, dat baie tieners en jong adolessente erken dat hulle met selfoonverslawing stoei. Maar baie middeljariges en ou mense ontken dit, terwyl hulle baie keer die ouens is wat die meeste met die selfone besig is. En daarom vra ek jou, dat jy ook so jou tyd sal bestuur en God so sal verheerlik. Vriende, volgende ding wat ek wil aanbeveel is beplan om iets te doen. Vul die leemtes in jou lewe. Baie keer is daar, soos jy ouer word, miskien spaartyd in jou lewe. Moenie dit sit en verwyl op 'n selfoon en dinge lees en jouself ongelukkig maak en kwaad maak oor sekere dinge wat jy lees en stories wat jy hoor en komment op elke ou of kommentaar lewer op elke ou se Facebookblad of Instagram of wat ook al nie. Ek dink is belangrik dat jy jou selfoon wysel gebruik en dat jy ook beplan om iets te doen. In plaas van om elke keer my foon te vat en deur die blaaie te gaan, vra ek jou gaan lees jou Bybel. Daai ekstra hoofstuk of 2 sal vir jou geestelik baie meer beteken as al die nuus wat jy op jou selfoon kry. Kry vir jou notaboek, maak sekere aantekeninge van dit wat jy lees uit God se woord. Gaan loop net bietjie deur die tuin, werk so bietjie in die tuin, was jou kar, gaan stap 'n bietjie. Vriende, daar sekere dinge wat jy kan doen en dit bring my sommer by die volgende punt ook, gaan uit jou huis. Moenie 'n kluisenaar word nie, moenie tussen die 4 mure vasgesluit wees om met jou selfoon jou gehok hou in jou huis nie. Vriende, mense raak so verslaaf aan die selfoon dat hulle amper bewerig raak as daar vir 5 minute nie 'n boodskap deurkom of hulle nie een of ander ding kyk op die selfoon of een of ander berig lees of wat ook al nie. Gaan uit jou huis uit, skep vars lig, kyk na die natuur skoon, vra die Here om vir jou weer opnuut genade te skenk om te sien dat hy die skepper is en dat jy in die skepping ook hierdie wonderlike dinge kan sien. Die blou lig, die pragtige wolke, die verskillende kleure van blare, die reuk van water wat op die stowwerige grond val en die diertjies, die blomme, die plante. Vra die Here dat jy weer sy skepping sal geniet en nie vasgevang sal wees tussen die 4 mure nie. Vriende, hierdie is maar 'n paar praktiese dinge wat ek hier gee. Ons gaan môre 'n bietjie aangaan met hierdie raad wat ek u wil gee. Maar die hoofgedagte is net, onthou 10 en 20 en 30 jaar terug, was dit nie nodig om elke oomblik van elke dag beskikbaar te wees nie.
As jy van jou huis af weggery het, winkels toe, of het kerk toe gery en die huis, voordat ek by jou huis gelei, het hy gelei. Die persoon moet maar net later weer teruggebel het, of het nou 'n krisis was, of het nou nie 'n krisis was nie. Waarom moet ons vandag 24 ure 'n dag beskikbaar wees? Ek vriende, het nie na 'n biblioteek gery om elke ensiklopedie te lees nie, ons het nie elke koerant, elke tydskrif gekoop om te lees en al die inligting te bekom nie. Hoekom moet ons vandag deur al die sosiale blaaie gaan om al die inligting te bekom? En dit was ook hierdie kinderstories en hierdie dinge wat ons net kwaad maak en ons onnodig opstandig maak nie. Ek wil u vra, koop die tyd uit omdat die dae boos is. Ek vra u dat u selfoon nie u lewe sal beheer nie, maar dat u met die wysheid van God en die dissipline wat God ons gee, dan ook beheer sal uitoefen oor u gebruik van u selfoon, die tyd wat u daaraan spandeer. Ek vra u, leer u om die dae so te tel, dat u 'n wyse hart mag bekom. Mag die Here ons seën, mag die Here ons wysheid gee. Ons sal môre klaarmaak met hierdie reeksie oor selfoonverslawing, of eintlik die sonde van die misbruik van my tyd. Ek hoop dat hierdie wyse raad vir u help. Ons sal môre klaarmaak en ons vra die Here vir groot genade, ook in hierdie krom en verdraaide geslag, om skynende ligte vir die Here te wees, ook in hierdie bepaalde saak. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.